is so belangrik om te weet, Here, halleluja, waar ek moet staan, hoe ek U ken. Ek wil weer vanmôre vir U sê, terwyl ek so sit en hierdie pragtige aanbiddingsliedjies sing en ek besef so by myself, dat jy kan die woord van die Here uit jou kop uit ken. As jy nie die eienaar van hierdie woord ken, beteken dit vir jou niks. Amen. Amen. Hoor weer wat ek vanmôre sê, jy kan hierdie woord uit jou kop uit ken van A tot Z. As jy nie die eienaar van hierdie boek ken, beteken dit vir jou niks. Amen. Hoor vanmôre, halleluja, ek weet die Here gaan ons seën vanmôre en die Here gaan ons deurdra. Kom ons kyk so. Ek vra Here, U my sal seën vanmôre, Vader, dat ons sal aanraak, Here, die boodskap wat U my gegee het, dra oor aan ieder en elk wat hier sit, Here, dat hulle sal inneem vanmôre, Here, en dit gaan beproef, Here, en gaan kyk daarna, Vader. Ons wil U loof en ons wil U prys daaroor in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen, halleluja en amen. Ek wil vanmôre met U praat oor die woord van die Here uit die titel van hierdie boodskap is so mooi wat sê, wat maak jy met die Goliat in jou lewe? En ek wil vanmôre 'n bietjie praat oor Goliat in jou lewe. Ons almal ken die verhaal van Dawid en Goliat, hoe dit begin het, hoe dit ontstaan het en wat het ook gebeur. Maar die woord van die Here sê uitdruklik vir ons, onthou eendag, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte van die lig. Teen die magte van die lig, die owerheid, halleluja, die wêreldheersers en die bose geeste, halleluja. Dit is waarmee ons te doen het. En dis hoekom ons 24 uur moet onder die bloed van die Here wees, halleluja, sodat hy sê dat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van elke bose mag van Satan. Ek wil vanmôre vir jou sê, wanneer jy in omstandighede kom waar jy nie van gewoonte sien, wil ek vanmôre vir jou sê, dit is net die Here wat jou kan vashou, want die versoeking kan jou net so vang. Hoor vanmôre wat ek vir jou sê, wanneer jy daar miskien gekom sê, maar ek het hierdie probleme en daai probleme, ek het dit nooit gehad nie, maar dan sien jy daar miskien hier 'n verkeerde uitkom wat jy dink is reg, maar as dit 'n versoeking, en dis wat vanmôre sê, dit is waar ons die Here moet ken, die Heilige Gees onderskeiding moet hê om te sê, Here, moet ek dit doen? Kan ek dit doen? Is dit U wil? En ek wil vanmôre weer vir sê, 'n goeie ding is nie altyd 'n goddelike ding nie. 'n Goeie ding is altyd 'n goddelike. Vir my is dit 'n goeie ding om te sê, ek gaan so maak, want dan kan ek uit hierdie situasie uitkom. Maar is dit die wil van die Here? En ek wil vanmôre vir jou sê dat Dawid het absoluut gestaan by die wil van God. Die Here het hom voorsien om daai Goliat te verwoed. En dis waaroor ek vanmôre wil praat. Wat doen jy met jou Goliat wat in jou lewens is? Halleluja. Baie van ons het Goliats in ons lewe. Wanneer ek praat van 'n Goliat in jou lewe, dan beteken dit 'n groot probleem wat jy dalk in die oos daar, omstandighede wat dit vir jou voel dat jy nooit weer daar kan uitkom nie. My huwelik is in vlak, ek weet nie wat om te maak nie. My finansiële probleme lyk sleg. Ek het nie inkomste nie, halleluja. Ek gaan dalk my werk verloor. Ek weet jy staan dit in die oë, halleluja. My kar is dalk gebreek. Jy weet en vele meer, daar's soveel Goliat in 'n mens se lewe wat intree sonder dat jy dit verwag. Ja. Israel was kalm gewees. Hulle was op hulle rus gewees. En daar was 'n sekond wat aangebreek het. Wat hierdie Goliat 'n berig uitgestuur van sê vir Israel, dat 'n man sal opkom na my om my te verslaan. En hier bevind Israel in hierdie geweldige groot situasie. Halleluja. Te sê, wat gaan ons maak? Hierdie vyande is hier om ons te verslaan. Halleluja. Glorie to God. Dit voel vir jou soos 'n groot Goliat wat in jou lewe staan. Geliefde, ek wil vanmôre vir jou sê, down on my knees, I found the answer. Yes. Maak nie saak in wat so omstandighede is, want terwyl ek hierdie laaste tyd so luister na mense, en ek praat so met mense, en ek kyk so na, en ek hoor hoe die ene sê die omstandighede, en ek hoor hoe daai ene sê, dan staan ek vanmôre vir jou sê, ons lewe in moeilike omstandighede, weet jy maar, met Jesus aan ons kant, is ons meer as oorwinnaar, met die Here wat ons die krag gee. Amen. Maar nou sê die woord van die Here, dit is so mooi, hy sê dit so duidelik, dat die gebed van die regverdige, halleluja, dra groot krag. Maar wil ek vanmôre vir jy 'n bietjie gaan stil sit om te sê, Vader, is ek regtig regverdig voor U? Elke Sondag kerk toe gaan, of Woensdag aan 'n Bybel kry, sê nie vir jou jy's regverdig voor God. Dis wat jy doen. Dis wat jy dink. Jou handel, jou wandel moet regverdig voor God wees, en dan kan die Here jou gebed verhoor. Amen. Here, verstaan jy hoe sit ek in hierdie omstandighede? Here, ek weet nie hoekom sit ek in hierdie probleme. Vader, ek verstaan nie hierdie dinge. Here, ek bid, maar dit kom nooit
verder nie. Hoe lyk jou verhouding met God? Hoe is jou die regverdigheid, jou regverdigheid teenoor God? Doen jy wat die Bybel sê? Weet die koning Dawid was regverdig gewees voor God. Hy was in die ouderdom van omtrent 16 gewees toe hy hierdie groot taak aanpak om te sê, gaan hierdie Filistyn, hierdie reus gaan ek verslaan, halleluja. En dan vanmôre vir sê, maak nie saak hoe oud of hoe jonk jy is nie, ons moet begin opstaan en sê, Vader, hierdie Goliats in ons lewens moet ons begin verslaan, halleluja. Baie vra julle hoekom, waarom, hoekom soveel? Daar gaan versoekings in jou lewe opkom, die woord van die Here sê so, hoe hy sê hier in 1 Korintiërs 10, vers 13 sê so mooi. En dit was vir my so wonderlik geweest. Hy sê, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkomste gee. As hierdie versoeking in jou lewe kom, jy sê, maar die God sê, ek mag nie dit doen nie, sal die Here vir jou die uitkomste gee. Maar hoeveel mense trek daarna om te sê, maar dit lyk goed. Jy weet, ek gaan nou hierdie doen, jy weet, dit lyk nou goed. Jy weet, hierdie man hoef nie te weet, hierdie vrou hoef nie te weet. Jy weet, ek gaan nou met die so maak, en dan is dit 'n uitkomste. Is dit regverdig voor God? Ja. Is dit regverdig nie? Dan wonder die Here, maar hoekom antwoord nie die Here, hoekom, waarom nie? Here, ek verstaan hierdie ding, ek weet nie hoekom nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkomste gee, halleluja. Halleluja, glory to God. Ek wil vanmôre vir het die tyd geword dat ons oë moet oopgaan. Hoe sal baie mense vra of jy lees 1 Samuel luister mooi 17 vers 39 sê dit so mooi. Op vers 40 hy sê dat dit lees. Daarop neem hy sy staf, dit as Dawid in sy hand. En hy soek vir hom uit die spruit 5 gladde klippies. Hy het nie enige klippies gaan vat. Hy het nie net 'n klippie, hy gaan soek om te sê wat is die regte een. Ek wil vanmôre vra ek jy partytjie vir die Here wat is die regte wil van hom? Doen ek en jy raad ons jou doen ons net ons eie vir om te sê kom ons wil kyk wat ons kan doen. Hy steek dit in sy herdestas wat hy gehad het, naamlik in die slingersak. En met sy slinger in sy hand het hy nader gekom na die Filistyn, halleluja. Al is die Goliat groot in jou lewe, die God wat ons aanbid vanmôre is groter as die Goliat in jou lewe. Dawid het, halleluja, hy was vol geloof gewees. En omdat hy geglo het, en hy het geweet, halleluja, hy gaan hierdie lees verslaan met die hulp van die Here, en die Here vir hom die regte klippies gegee om daai lees te verslaan. Ek wil vanmôre vir jou sê, dit het tyd geword dat ons in die gees begin opstaan en sê, Here, gee my die regte klippie om my Goliat te verslaan. Amen. Here, gee my die regte klippie. Vader, ek wil nie met die eie ding gaan doen nie. Ek wil net my eie iets gaan probeer doen. Gee my die regte klippie vanmôre. Halleluja dan. Doen jy die moontlike en God sal die onmoontlike doen. Gaan op jou knieë en vra die Here vir die regte klippie om die Goliat in jou lewe te verslaan. Dit het tyd geword dat jy die geestelike slingervel begin optel. Ken jy manifestasie? Dit het tyd geword dat ons hierdie geestelike slingervel in ons lewens optel. En ons sê die klippie wat die Here vir ons gee, sê Goliat, in die naam van die Here kom ek na jou toe en ek verslaan jou in my lewe. Dit het tyd geword dat ons as kinders van God sal begin opstaan en sê, Here, hier is ek Filippense 4:6 mooi. En ek stond alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Amen. As jy regverdig voor God gaan handel, sal die Here jou die krag gee om die Goliats in jou lewe, in jou en my lewe uit te wis. Halleluja. Hoor vanmôre, God gee jou die krag en die mag. Dit is wat hy sê, halleluja. God is saam met jou in jou lewensboot. Halleluja. Moenie toelaat dat die vyand jou laat sink nie. Jy is 'n koningskind, halleluja. Begin van vandag af opstaan en elke oggend manifesteer en sê, Here, ek vat hierdie slingervel. Here, ek sit die regte klippie in wat U vir my gee. Daar soveel punte. Die vrug van die Gees. Liefde, sagmoedigheid, lankmoedigheid, selfbeheersing. Is dit nie al klippies wat jy kan optel? En sê, Here, hierdie vyand is besig om my huwelik te verwoes.
Maar Here, U sê dit wat ek in die naam vra, sal U vir my gee. Ek sê Here, dat U belofte staan, ek sit hierdie belofte klippie van God in hierdie slingerveld, en ek begin om te dra, en ek sê die naam van die Vader, Seun, en ek los hom in die Gees, halleluja. Ek sê Here, laat daai klippie gaan, halleluja, dit het tyd geword. Ek wil vir jou sê dat ons soos 'n Dawid sal opstaan. Ek wil vanmôre ook dit vir jou sê, baie keer laat die Here Goliat in jou lewe toe, sodat hy kan sien wanneer die Dawid in jou lewe opstaan. Amen. Die Here laat Goliat in jou en my se lewe toe, dat hy kan sien dat die Dawid opstaan. Want jy weet, Dawid het geglo, hy was nie bang gewees nie. Amen. Hoeveel van ons mense se lewens val uit mekaar omrede ons wil nie luister nie. Ons is besig met ons eie toedoene. Ons is besig met ons eie dinge. Wanneer laas het jy op jou knie gegaan en vas en sê gebed gaan sê, Here, ek wag op U vir daai regte klippie. Amen. God wil jou help. Amen. God wil jou help, maar hy wil hê die Dawid moet begin in jou opstaan. Maar baie keer dan raak ons harde kwaad. Baie keer sê nee, maar ek sal my eie ding self doen. Ek wil dit self doen. Weet jy, toe Dawid hoor dat hierdie Goliat, hierdie reus, wil dat sy mense laat sterwe. Toe dat sy knie gaan sê, maar Vader, en weet jy, omdat hy regverdig gevind is in God se oë, kon God vir hom die uitkomste gee. Here, maar ek sit al 100 jaar in die kerk. Here, ek speel in die orkes. Here, ek is op die kerkraad. Ek is op die uitvoerende raad. Here, ek doen soveel, maar hoekom, waarom? Dan kom ek weer terug vanmôre na jou toe. Halleluja, jy nie dalk op miskien self jou eie klippies opgetel, om te probeer iets uit die pad uit te bring, en dan sit 'n mislukking. Dan wonder jy, hoekom? Here, waarom? Halleluja, die tyd geword om sê, maar Vader, nie my wil nie, maar U wil, halleluja. Ek wil jou vanmôre sê, halleluja, jy kan 100 keer opgaan na die huis van die Here, jy kan 100 keer in jou lewe, kan jy binne 'n bediening wees, maar as jou saak, jou verhouding, jou regverdigheid voor God nie in orde is nie, gaan dit vir jou niks baat nie. Amen. Hoor vanmôre wat ek vir jou sê. Dawid het geweet, hy kan na God toe gaan. Dawid het geweet, die wêreld die buite, daar's baie mense wat sê, ek kan nie sonder God nie, maar ek wil vanmôre vir jou sê, ek kan sonder God, ek wil vanmôre sê, I can't even walk without your holding my hands. Ek kan nie sonder God gaan nie. Dan wil ek vanmôre weer terugkom te sê, hoeveel keer pleit jy jou onder die bloede dag? Ek het in die begin gesê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die mag en die owerheid, die heerser, die bose mag. Die woord van die Here sê, bid ook dat jy nie die versoeking sal kom nie. Baie keer kom jy op 'n situasie, sê, nee, wat? Ek gaan self dit doen, ek gaan self doen, dan misluk dit. Wat is jou keuse vanmôre om begin op te staan en sê, Here, ek is moeg vir waarmee ek is. As 'n gesegde wat sê, disconnect you from the people who hold you back. Daar baie dinge wat jou terughou in die lewe, dan dink jy is die regte pad, dan dink jy dis reg. Baie mense is so besluit, sê, jy weet, ek staan 100 keer of 100 jaar in die bediening. Die woord van God sê, die wat jy daar verwag, sal nie daar wees nie. Maar die wat jy nie daar verwag, sal daar wees. Hoor vanmôre wat ek vir jou sê, hy sê almal wat sê amen, en halleluja wat daar sal ingaan nie. Ek wil vanmôre vir jou vra, die gebed van die regverdige dra oor. En Dawid se gebed was regverdig voor God gewees. Terwyl sy broers in die paleis besig was, het hy in die velde gesit met hierdie harp en het tot God gesing. Die Here wil hê jy moet gebless wees. Die Here wil nie ons moet sukkel en dit staan nêrens in die Bybel. Hy sê ek het gekom dat jy oorvloed kan hê, maar die gebed van die regverdige sal beantwoord word. En dis hoekom Dawid kon gegaan het, en hy kon hy 5 klippies opgetel het. Hoe kon hy die 5 klippies opgetel? Want Goliat het nog 4 ander broers ook gehad. Hy het kans vir hulle gesien. Hy het kans, soos jou Goliat, as jy val, haal ek jou broer en jou broer en jou broer en jou ander broer op uit. Want hy het geweet, God is aan sy kant, omdat hy regverdig voor God gevind was.
Ek wil vanmôre vir jou sê, dit het tyd geword dat ons mense as kinders van God begin opstaan en sê, Here, Jesus, ek praat in die week, praat ek so met mense en ek hoor hulle so besig om te praat. Halleluja, en een man vra vir my, hy sê vir my, nee, hulle wil gaan so op stages loop waar hulle bodybuilding gedoen. Daar is nie verder met oefening, ek oefen self en moet met my oggende. En ek sê vir hom, nee, ek moet in 'n onderbroek gaan loop voor 'n stage. Ek sê, waar jou lewe nie doen, sê, jy sal my ver weg, ja. Hy kyk by so die een man, kyk die een vrou, kyk dit en mense, die mense is siek, daar buite wat God nie ken nie. Amen. Weet nie wat doen hulle van die Bybel? Ja. Want dank die Here, ek kon sien, ek ken nie die Bybel nie. Maar hy vat 'n skrif uit die Bybel en val my daarmee aan hom sê. Maar jy weet, dat ons nie nodig om klere te dra nie. Want Adam en Eva was kaal. En ek dis my broer, jy weet nie waarvan jy praat, hulle was blind geweest vir naaktheid. Maar toe hulle die skille van die oog val, wat hulle sondig gedoen, vind hulle is daar. En wat het hulle gedoen? Hulle bedek. Maar die wêreld sou goed van waar hulle geen benul van het nie. Hulle weet nie wat in die woord van God staan. En wil ek vir jou sê, dan doen hy dit, dan sê hulle dit. Waarmee is die wêreld besig? Halleluja. Maar tog sal jy hulle kry, hulle gaan kerk toe. Ja. Tog sal jy kry dat hy gebruik nagmaal. Tog sal jy kry dat hy doen dit. Maar waarmee is hulle besig? Met ander woorde is die regverdigheid teenoor God, is dit daar? Ja. Wie wil in sy naaktheid verander wys? Wie? Die woord van God sê die dag wanneer ons kom en ons kom haal, gaan ons met 'n fyn linne bedek wees, 'n kleed van ons hoof tot op ons voetsole wat gaan hang. En ons gaan so soldate vir God staan. Halleluja, wat regverdig was. Ons gaan gekleed wees. Halleluja, met 'n wit gewaste, halleluja, kleed wat oor ons gaan hang. Dit het tyd geword dat ons as kinders van God werklik wat terugkeer na die Here toe. Amen. En nie dat hy ons eie uit wil doen om te sê maar ek gaan dit of ek gaan so of ek gaan dit doen nie. En die laaste ding wat ek vanmôre met die deel om die Heilige Gees om saam op te sweep beteken dit. Dit moet uit jou uitkom. Dit moet van God afkom. Soos hierdie ander liedjies sing, ervaar ek die salwing van die Here sodat dit maak my oë toe. Die krag van die Here wat opkom. Geliefdes, ek wil vanmôre vir jou so moet begin opstaan soos op Dawid en sê, Here, ek gaan hierdie Goliat uit my lewe uit begin haal. Here, ek gaan hierdie Goliat uit my lewe uit begin haal. Here, my huwelik val uit mekaar. Here, my finansies val uit mekaar. Here, dit val uit mekaar en dit val uit mekaar. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy gaan nie vrybaar wees van versoekings nie. Dit gaan altyd kom, hoor. Die woord van die Here sê dit vir jou. Maar dan sê hy, wees, maar ek sal jou die uitkomste gee, sal met die versoeking. Sal ek vir jou gee. Wat is jou besluite vanmôre? Jy sê, Here, ek wil maar aangaan soos wat ek aangaan. Ek wil maar doen soos wat ek doen. Of ek wil begin opstaan en sê, Here, ek wil. Ek is van hierdie wêreld. Maar ek is nie van hierdie wêreld. Here, ek wil begin hierdie slingervelde van. En ek wil in die môre opstaan en sê, Here, ek los dit in U. Here, ek los hierdie. Here, ek kan nie meer. Ek wil vanmôre vir jou vra, hoekom beklei baie van julle wat hier sit hier goed wat julle nie kan verander nie? Ja. Ek vra dit vanmôre vir jou. Jy sit dag en nag en beklei dit goed wat jy nie kan verander nie. Hoekom doen jy dit? Hoekom gee jy nie vir die Here en sê, Vader, kan nie meer. Ja. Amen. Here, ek wil dit in U hande nou oorgee. Amen. Here, ek wil dit nou vir U gee. Daar's baie dae wat ek so sit en luister na die mense en ek luister so dinge wat die Here my wys. Dan sit ek so en ek redeneer sê, Here, hoe onkundig is die mens maar tog nie. Ja. Maar dwaas in die oë. Ja. Vir die mense buite oor, dis pragtig, dinge gaan aan, dinge loop mooi daar. Maar wat gaan regtig aan? Ja. Amen. Wat help het, wat baat het jou en vir my om elke Sondag in die kerk te sit vir 100 jaar? Maar ons regverdigheid vir God is nie reg nie en ons mis daai hemelpoort. Ja. Ek vra jou liefie, wat help het jou? Dit gaan jou niks help. Dit gaan jou niks baat. Niks nie. In die tyd soos dit wees, ek wil sê, Vader, ek gaan op my knie gaan. Ek wil vir sê, geliefdes, ek moet hoor besig die mense.
Dan vra ek vir hulle, wanneer laas het julle gevas? Wanneer laas het julle gesê, ek kry nie tyd nie. Jy weet, ek is so verskriklik besig. Halleluja, ek het dit al telke maal in my lewe preker gesê, halleluja, pas op dat dit wat jy besit, dit jou nie besit nie. Die wêreld sluk die mens in. Hoe die Here het dit vir my gegee. Jy weet, ek moet dan kyk, daar is die tyd, die Here het my gebless met al hierdie goed. Ek kry nie tyd om by die huis nou berg van die Here te kom nie. Jy weet nie waarvan jy praat nie. God sal dit nooit in sy lewe sê, hy sê daar's 'n tyd vir alles. Daar's 'n tyd en elke dag vir jou gee, maar hy sê daar's 'n dag wat jy moet opgaan na die huis van die Here om my naam groot te maak, om te rus. Staan 'n bietjie terug, los 'n bietjie, maar jy's so besig, jy's so verskriklik besig. Ag Here, U hoor my, Here, dankie, dan gaan jy. Jy put jouself so uit. Dan wil ek jou vanmôre weer vra. Wie van ons het slingervelle in ons hande? Wie van ons het vanmôre, ek wil vanmôre in die gees wil ek hê jy moet een vat. En sê, Abba Vader, ek vat hierdie slingervel vanmôre. En Here, sonder daai slingervel kon Dawid niks doen. Toe gee die Here om die klippies. Maar sonder die klippies en die slingervel, toe kon hy ook nog doen. En die Here nodig gehad om daai klippie in daai rigting te trek waar hy moes dryf. Weet jy geliefdes, as jy die geskiedenis gaan doen van Goliat, dat die wat die ding wat opgehaal voor sy gesit, die skerp. Hulle sê daar was so 'n klein stukkie voor sy kop, wat 'n klein stukkie wat oop was. En die Here druk daai klippie daardeur. Amen. Dit was so klein, maar die Here druk hom daardeur. Amen. Dawid het net gedoen wat God vir hom sê. Hy het die klippie se spoed, se regter in God se hande gelos. Hy het nie die hande van die Here uitgevat nie. Baie keer wanneer ons seëninge uit die hande van die Here uitvat, dan misluk dit. Want dit vat dalk te lank, of is nie aan jou sin nie, of is so. Die Here sê, wie op die Here wag, kry nuwe krag. Toe hy slingervel so loop, toe sê hy, prys die Lord. Die spoed waar hy klip, en binne in daai klein, net daai stukke staal oor, daai klein was genoeg vir die Here gewees, om daai vyand te verslaan. Kom ons staan vandag vas en sê, Here Jesus, Here, ek gaan nie op na die huis van die Here net om gesien te word. Ek gaan nie op in die huis van die Here net om die bank vol te maak. Ek gaan nie op na die huis van die Here te sê, omdat daai gemeente is so groot, en daai gemeente is dit nie. Ek gaan op na die huis van die Here om krag te ontvang, om my nuwe klippies te kom haal vir die week wat ek voor lê, om dit in my slingervelletjie, my sak te kan sit, herdesakkie te kan sit. Ek wil vanaand vir jou sê, kom bietjie in die geloof, kyk bietjie denkbeeld na daai herdes ou sakkie hierso. Halleluja, doen manifestasie. Hang bietjie daai slingervelletjie om jou. Moet nooit sonder loop en jou klippies in jou sak, Jesus nie. Amen. Amen. Het het tyd geword dat ek en jy werklik waar by God uitkom. Ek sê weer vir jou, vra jou weer, wat baat dit jou? Jy het alles gewin in hierdie lewe, maar die ewigheid. Gaan as jy het gaan weg, jou vervloek, ek ken jou. Dan sê Here, maar in U naam het ek geprofeteer. Here, in U naam het ek gekoord. Here, in U naam het ek in tale gespreek. Here, in U naam het ek dit gedoen. Dan sê hy, gaan weg. Gaan weg. Ek ken jou. Dit kom weer terug, die verhouding met God. Maar die regverdigheid. God sê, ek hou van iemand wat regverdig is. As jy nie regverdig voor God is nie, wil ek vanmôre vir jou sê, en ek wil dit vanmôre ook vir jou sê onder die bloed van die Here. Jy moet diep onder die bloed wees om onderskeiding hê. Want baie keer dink jy is regverdig, of jy dink die manier wat jy dinge doen of hanteer is reg, dan is dit nooit so. As wat ek nog gesit in Abba Vader. Jy sit vanmôre en ek sê, Here, ek kan nie meer. Van ons sit ons sagte musiek sal ons sit. Jy sit vanmôre en sê, Vader, anders val ek my lewe uit mekaar. Dan wil ek vanmôre vir jou vra, hoe lewe jy? Lewe is wat God sê jy moet lewe. Baie pastore is te bang om die waarheid te praat. Want hulle is bang die kerk loopleeg. Hulle is bang dat kom nie meer te doen of iets in.
Maar vanmorgen vir jou God sal die regte mens sit wat jy moet wees. Amen. Mense wat sê Here, ek wil my hart oopmaak. Daar's soveel mense wat in sonde lewe. Ek het die laaste tyd met so baie mense en ek kan dit vanmôre noem, ek wil dit sê. Jy my maar kruis en pla my net. Beskou ons stoot genoeg. Mense lê in dobbel plekke waar hulle wil God met hulle seën. Ja, is so. Mense bly saam wat nie getroud is en waar hulle wil God met hulle seën. Is so. Ja, weet. Agter die rug word geskyn en word gevloek maar hulle wil God met hulle seën. Is dit regverdig? Hoeveel het jy al van mense gesteel? Ja. Is dit regverdig? Ja. Hoeveel mense het jy al beskudder? Is dit regverdig? Ja. Jy stap weg van die baas van jou werk en jy sê, ek laat net, ek gaan hom maar vat, ek gaan nie eens agterkom en om te vat, is dit regverdig? Wat so goed kyk jy op die televisie? Ja. Dan hoor nou dag 'n man, hy vra, hy kom en miskien hy sê, Here help. 'n 5-jarige kind kom in sy huis in geloop. Sit 'n 5-jarige kind blou van hom sien kyk. Ai, joe. 'n 5-jarige dogtertjie, of 'n seentjie, kan nie onthou. Ai. Dan wil hy daai kind spak gee. Maar hoekom is dit binne sy huis? Ja. Hoekom? Sure. Hoeveel kinders raak rebels met die goed wat hulle in hulle huis se telefoon en hierdie goed vandag? Ek vra jou. Hoeveel gemors word op self op die internet en daai goed gewys? Prente van klomp Dracula en gemors, my God het niks met 'n draak en 'n slang en 'n gemors te doen nie. Hy is 'n regverdige God. Jy sit en kyk hy demoniese video's uit vlies. Ek gaan dit binne in jou huis en wonder jy hoe van jou huis uitmekaar het. Ja, is so. Here, hoekom antwoord my nie my gebed? Die Here my lewe val uitmekaar. Is jy regverdig voor God? Ja. Ek vra jou vanmôre. Amen. Thank you, Lord. Vanmôre is dit 'n harde boodskap. Ek het geleer dit van dit. Dus hoe die wêreld is, soos wat dit gaan. Mense wil dit nie meer hoor nie. Die woord van God sê die waarheid sal vir jou en vir my vry. Amen. Niks anders doen. Hoeveel mense het jy al dit gedoen? Vra jou. Hoeveel? Hoeveel mense het seer gekry deur wat jy gespreek het? Ja. Wat jy gesê het? Hoeveel? Mense gaan dag en nag net aan. Weet jy hoekom? Dat hulle dit dalk keer, hulle gaan met my goed en hulle gaan maar as jy die nodig, jy dink nie aan hierdie dinge. Vader, hoekom? Hoe sê jy my? As Goliat 'n reus kom verslaan het, hoekom ek en jy? Goliat was niks, hy was 'n mens soos ek en jy. Die woord van die Here sê hy was 'n klein mannetjie, rooi van kleur geleef. Kom ons kyk na ons lewens. Wat doen ons met mense? Wat doen ons met mekaar? Amen. En wat doen ons aan God se werk? Ek wil dit afsluit, die man en dit gaan, en wie kom om te sê is op staan, is op media. Ek gaan nie die kerk noem, hy kom aanbid in die Vrystaat. Ek vra vir my broer, jy is so verskriklike groot kerk, ek sien dit, daar in jou dorp. Ek sê, nou ry jy al die pad hier toe. Hy sê, met pas ek wil jou kom sien, ek sê, is reg. Hy kom die dag, hy kyk daar, sê vir hom, ja, maar so verskriklike groot kerk, wat jy daar baie mense. Hy plek het in 'n jaar, uit sy naatheid gebaas. Hy sê, pas so, dit is waar die moeilikheid kom. Dis waar die moeilikheid kom, waar oor wil praat. Almal dink, wow, dit is verskriklik. Hy kyk pas as hy sy naatheid, kyk hoe gaan dit, dis net advertentieborde op die palisade waar jy kyk. En hy kom sit my in die begin en hy sê my, ek kan nie meer in die kerk wees nie. Hy sê die kerk het in 1 jaar oor 1 miljoen ontstaan.
sê van my broer Roel, hy sê Vrydag aande en Saterdag aande, ons kyk hulle die stoele weg. Want hulle disco binne die kerk, dit nie kan doen. Hy sê maar Vrydag maar Sondagoggend en met ons 5 uur ons ouderlinge die Hartens kerk toe gaan. Om die bottels wat geval en drank wat op die vloer te gaan was. Om my stoele weer terug te skuif vir die werk van die Here. Ek wil vanmôre vir jou vra, luister mooi. Die ry van by die kerk, hy sê die kerk is gebless en van Afrika, maar hy is besig om van God af te gaan deur sy sonde. Ek wil vanmôre vir jou dien nie tot God met 10 ware, werklike, kragtige godsmanne, as met 10,000 mense wat verkeerd is. Hoor vanmôre. Ek sê vir my, hy sê, ek beloof, hy sê elke Vrydag, hy sê dis hoekom my kerk so ryk is. Waar jou lewe dit sê, gaan het doen, dat die woord van God sê, weer die een wat sterk drank en aan die geen klap. Ja, amen. Weer, in die huis van God. Is om in die huis van God. As hy nie meer vandag in die tyd bid is, dan beteken hy niks nie. Die mense het liefhebbers van genot geword, in plaas van liefhebbers van God. Here, hoekom? Waarom? Maar antwoord nie my gebed. Ek het hierdie boodskap in die week het so gepraat, volgende week se boodskap is groot. Want jy moet nie misloop. Dis jy altyd maklik om nie te staan om hierdie boodskap uit te bring, maar weet jy wat sê die woord van God? En ek wil vir die leiers wat in hierdie kerk ook sê, die woord van die Here sê, dat as jy die waarheid ken en die verkondig, sal jy met dubbele slaaf geslaan word, en die een in die banke sal het maak. Want hulle bloed is op jou. Hoor vanmôre, die bloed is wat op my hand. Ek kan dit doen. En weet jy wat, liefde, ons het allemaal so lief, die Here so lief. En wil die Here ons saam met die goudstad ingaan. Die dag as die Here kom. Toe verlede jaar my geweldige ongeluk was, het ek besef in my lewe, you can take the whole world, but give me Jesus. You can take the whole world, but give me Jesus. Toe daai maande lang in die hospitaal het, met God gepraat, sê Here, ek wil vanmôre vir u sê, al wat my lewe voorgaan is, die Here Jesus. Ek stel nie belang aan iets anders nie. Ek stel nie belang, dit is die werk van God, dat hy sal floreer op die reg en eerlikheid. Dat hy sal floreer op bloedgewaste kinders van God. En ek wil vanmôre weer vir jou hier sê, daar's niks so maklik in hierdie lewe om 'n Christen te word. Dis die maklikste ding onder die son, maar om een te bly, kos. Hoor vanmôre, hoe die kerk was vanmôre 10,000 mense, die hele week praat die mense, daar was 10,000. Kom ons gaan praat weer oor 'n jaar. Ek praat nie oneindig, ek praat van voorbeeld. Hoekom? Want mense sal kyk. Dis mos makliker. En nou net staan vir 2 weke terug het ek die live uitsending te doen het. Die Here het my boodskap gegee om te sê, wat gee ek en jy reg vir die Here om te wys hoe lief is God? Wat gee jy reg? Die Here het sy hele lewe vir ons gegee, met sy bloed het hy die prys betaal. Wat doen ek en jy reg om vir die Here te sê dankie Here? Maar wil ek vanmôre weer terugkom en vra vir jou. Daar waar jy sit, vat in die gees, hierdie sleutelvel van God, ja Vader. Gee my sleutelvel. Maar die Jesus, hy soek die regte klippies. Ek gaan die klippies soek. Ek soek die regte klippies. En as jy so bin, dan swaai hom so in jou kop. Sê, Here, daar is my woord. Verwoes hom in my lewe. Here, daar is my woord. Verwoes hom. Wil vanmôre nou die Here sê, thank you, Jesus. Let me thank you. Saving my sin. Kom ons buig ons oor hier vir 'n paar sekondes. Tot stil.
Here, ek het 'n slingervel nodig. Here, ek het 'n klipjie in my lewe nodig. Vader, ek kom soos naby, ek kan nie aangaan soos wat ek kan gaan. Here, as ek daar verkeerd was, vergewe my. As ek gedink het, is reg, vergewe my, Here. Maar Here, ek vra U vanmôre, sit die slingervel en die regte klip in my hand. Ek kan nie val bekostig om te val nie, my God. Ek kan nie. Hoe kan ek maar hang op? Dis nooit te laat om te begin werk in jou eie lewe. Praat met God. Miskien kan jy nie anders dink nie. Trane loop vanmôre oor jou wange. As nie, dis nie skande nie. As ons sien wat in die wêreld omgaan, wat in die regering, die een wêreldkerk wonder, en dan kyk al die optogte, wat ons gedoen het vanmôre, wie sê, kom ons soek die aangesig van God. As jy meer tyd om te speel. As jy meer tyd om te kyk waar jy vir wie wat kan sê om doen nie. Here seën my. Vanmôre vir die volk sê, God het gepraat, jy gaan nie kan ontraan sê, jy het nie gewees het. Wanneer jy gaan hoor van oorlog, die Here wys my vanmôre 'n vliegtuig wat gaan val. En wanneer jy dit gaan hoor oor die berig grond, dan gaan jy weet God het vanmôre gepraat. Atlas sê nou weet God was hier gewees. Jy sal nooit kan sê ons het nie geweet nie. Maar wat sê die Here vanmôre vir hierdie volk? God sê gee jou nog 'n kans om reg te maak. Gee jou nog 'n kans, my kind, om te staan vanmôre. En gee vir jou die slingervel met die regte klip. Staan jy net op soos Dawid opgestaan en sê ek sal gaan. Ons kan aan nag steek. Vanmôre, jy kry jou lewe in orde. Om dinge self te doen, te kyk hoe jy bo uitkom. Op verkeerde maniere. Sê die Here vanmôre vir jy weet wie jy is. Here, ons loof en ons prys U, my God. Hallelujah, thank you, Jesus. By jouself vanmôre. Hou op om ander mense te blameer. Om te sê as dit jy is, jy wat toelaat dat dit. As jy wat toelaat dat dit is, jy wat hou op, sê die Here vanmôre. Begin by jouself. Amen. Jy sal sien wat maak God vir jou doen, die Here vir jou maak, die Here vir jou opening van die Here.